Stuur nou, Here, u lig en u waarheid en laat ons u ontmoet. Geliefdes, genade, barmhartigheid, liefde en vrede vir u, van God onse Vader, Jesus Christus ons Verlosser, en van die Heilige Gees, ons ewige trooster. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, die skriflesing vanoggend vanuit die Romeinebrief, Romeine hoofstuk 12, gaan ons lees verse 1 en 2. Die nuwe lewe in Christus, die opskrif hierbo. Romeine hoofstuk 12, vers 1 en 2, die skriflesing vir vanoggend se diens. Broers en susters, so spreek die Here. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Net tot sover. Gras verdor en blomme verwelk, maar die evangelie hou die ewigheid. Kom laat ons saam bid. Here, in aanbidding kom ons saam om u te eer, om u naam groot te maak. Here, ons loof u vir guns en gawe, vir die son wat vandag weer oor elkeen van ons kon opkom, dat ons so kan wees, om ook gesond genoeg te kan wees, om hier in u tempelwoning saam te kan kom, as u uitverkorenes, hulle wat u eenkant gesit het, om u te loof, te prys en te eer. Ontvang dan die loflied van vandag, Heer, as 'n guns, 'n gawe wat ons aan u offer. Ons weet, Here, dat ons vanuit ons wêreld met al ons eie beperkings, maar gebrekkig is in dit wat ons kan bied. Maar ons weet, u vra dit van ons. En daarom bid ons, Here, suiwer elkeen van ons se harte en se bedoelings, sodat dit wat ons bied, o Heer, tog aanneemlik en aanvaarbaar vir u sal wees. Here, ons dink aan almal in beproewing. Hulle, Here, wat vandag dalk nie hier kan wees nie, weens omstandigheid van gesondheid wat nie reg is nie. Hulle wat nie hier kan wees nie, omdat daar in die huis 'n atmosfeer is wat dit nie toelaat om te kom nie. Wat dit ook al mag wees, Vader. Ons bid vir hulle wat 'n vrag dra en vir wie daardie vrag dalk baie swaar mag wees. Gee krag en wees genadig en help mense om uit te beer boontoe, om daardie dinge te kan oorwin en dit ook die hoof te kan bied, om sodoende ook, o Heer, tot eer en verheerliking van u, dinge weer te doen en dinge aan te pak. Ons dink aan hulle, Here, wat oud geword het, wat se krag afgeneem het. Hulle wat, Here, sê, hulle wil graag hier wees, maar hulle kan nie meer hiernatoe kom nie. En net so ook hulle, Here, wat dalk nou in die hospitaal is, of wat in die bed by die huis moet wees. Al daardie dink ons vandag aan. En ons dra hulle aan u op, en ons vra, Here, laat u engel skaar, oral oor almal troos, wat seer het en wat swak is, wat siek is, wat eensaam is. Ons dink aan hulle in die gevangenis, Here, hulle wat daar moet rehabiliteer, nadat dinge in hulle lewe verkeerd geloop het en hulle dinge verkeerd dalk gedoen het. Werk met almal, o God, sodat almal deur dit wat op hulle pad mag kom, nader aan u, o Heer, mag kom. En as ons dan saam is, Vader, dan dra ons elkeen van ons hier aan u op. U ken ons by die naam, u ken ons in die hart.
werk ook so in ons, en gee dan o God, soos wat ons gevra het, dat ons maar voor U net aanneemlik mag wees. Kom ons so tegemoet, in die naam van ons Messias, ons Heiland en ons Verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Romeine hoofstuk 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan hom, as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Sekerlik die verskriklikste wat met 'n mens kan gebeur, is dat jy van die evangelie weet, maar nie regtig nie. Dat jy die boodskap van die blye evangelie hoor, maar ook nie regtig nie. Dat die woord van God al 1000 keer in jou oordromme getrill het, maar nog nie een keer jou hartsnare geroer het nie. So verskriklik is dit, dat Jesus hieroor sê daar in die evangelies, Lukas hoofstuk 12 vers 48, hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat verkeerd is en wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Maar aan die wat baie gegee is, van hulle sal baie gevra word. En aan die wat baie toevertrou is, van hulle sal baie geëis word. Miskien moet 'n mens dalk net weer hoor wat die belangrike doel van die evangelie woord is, wat die belangrike doel van woordverkondiging is, van Bybel lees. Dis om jou te verander. Dis om jou nie onaangeraak te laat nie. Die doel, die motivering agter die groot ontferming van God, waarvan ons in ons teksvers weer kennis neem, is om jou om te keer na die groot ontferming van God toe. Die doel van die woord van God is om vernuwend en herskepend in jou lewe te werk, om jou te herskep, om al meer te wees die beeld van God, waarvan ons in die woord van God kennis neem. En daarom, broers en susters, is hoor en gaan doen onskeibaar van mekaar. Daarom is genade en gehoorsaamheid onskeibaar van mekaar. Hulle roep na mekaar. Hulle hoort by mekaar. Hulle is soos kop en stert van dieselfde munt. Geloof en werke is 'n tweeling. Genade en gehoorsaamheid is 'n tweeling. Hulle kan nie van mekaar gebreek word nie. Hulle kan nie van mekaar geskei word nie. Onskeibaar in ons geloofslewe. Onskeibaar in die korrekte verstaan van die heilige woord van God. Maar ongelukkig is dit so dat dit nie altyd so loop nie. Hoewel hierdie tweeling kinders gebore is uit die liefde van God en ook uit die liefde vir God, gebeur dit so dat dit ongelukkig in mense se lewens so gebeur, sodat mense ook partymal ongelukkig met hulle eie kinders maak. Dat die een die lieflingskind is en die ander een die stiefkind. Met ander woorde, dat die een pragtig behandel word en die ander een afgeskeep word. Hoe gebeur dit? Groter liefde vir die een en die een die stiefkind en die ander een die lieflingskind. Dit gebeur, liewe broers en susters, ongelukkig in die lewe van mense wat deel is van die kerk. En dit gebeur ongelukkig by sekere denominasies of groepe wat hulle self kerke noem, waar die een 'n stiefkind gemaak word en die ander een
'n lieflingskind. Geloof en werke, 'n tweeling wat saamhoort. Wanneer gebeur dit dan? Dit gebeur wanneer die klem geplaas word op my groot belangrike aandeel. Op my werke en my dade. Wat gebeur daar? Nou word gehoorsaamheid die lieflingskind gemaak en genade die stiefkind. Genade word van die tafel afgevee. Genade word van die tafel afgevee en per slot van rekening God self ook. Die offer in Christus word van die tafel afgevee. Nou word ek die belangrikste in my uitleef van my godsdiens. Ek en die evangelie word 'n wet, word 'n stel reëls wat ek op 'n baie besondere manier gelukkig beter as jy kan hou en kan nakom. 'n Lys van moets en moenies wat dan my lewe regeer. 'n Wettiese lys van jy mag dit, maar jy mag nie dat nie. Sit jy met mense wat liefdeloos, verstokte, godsdienstiges is, soos wat die Fariseërs was, en Jesus het met hulle gebots. Hulle wat hulle eie dade, hulle eie gehoorsaamheid oproem, en dit dan gee as die voorwaarde vir verlossing. In die proses, die genade doodgetrek, want dit is nie nodig nie. Die godsdienstige se optrede, se handel en wandel, daai dade is verlossend. En so gebeur dit in hulle gedagtes. Nou word dinge gesien as voorwaarde om die saligheid te beerwe. Die apostel Paulus skryf oor hulle daar in die Filippense, as hy sê, pas op vir die dwaalleraars, pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Daardie betekenislose besnydenis wat gesien is deur sommige as 'n voorwaarde om die koninkryk binne te gaan. Pas op vir daardie betekenislose groot doop. Pas op vir daardie betekenislose onderdompeling as 'n voorwaarde om die saligheid te kan beerwe. Pas op vir daardie voorwaarde van spreek in tale om die koninkryk van God te kan beerwe. Voorwaardes waar die godsdienstige se dade, se handel en wandel belangrik gesien word om die verlossing te kan ontvang. Die genade word van die tafel afgevee. Daarom, broers en susters, is leer en lewe onafskeidbaar. Daarom die moeite wat die kerk oor die eeue gedoen het om ons mense te leer wat die suiwer leer is en om hulle te leer om daardie leer in hulle lewens opreg uit te leef. Maar dit kan natuurlik andersom ook gebeur. En hier is baie hervormers, u en ek, ongelukkig skuldig. Dis hier waar gehoorsaamheid doodgetrek word en genade beklemtoon word. Dis hier waar genade die lieflingskind gemaak word en waar gehoorsaamheid afgeskeep word as die weeskind. Hoe gebeur dit? Dit gebeur so maklik. Gelukkig is God se genade so groot. Ek kan maar te kere gaan. Gelukkig is God so geduldig. Ek kan maar maak wat ek wil. Gelukkig is my sondes deur God reeds vir my vergewe. So ek kan handel en wandel en optree soos wat dit my betaam. Ek hoef maar net te glo. Dit staan immer so in die Bybel. En al is ek nou nog so bietjie roekeloos, ek is tog mos nog jonk. Ek is daarom nie in die ouete huis nie. My dae lê nog voor my. Ek kan nog regmaak. Gehoorsaamheid word doodgetrek en ek roem op die genade. Ek maak die genade goedkoop. Ek maak die genade gratis.
so goedkoop dat dit nie by die betekenis daarvan uitkom nie. Wanneer doen mense dit? Ek skeep die Sondag af soos ek wil. Ek besluit ek hoef nie kerk toe te gaan nie. Dis mos reeds vir my betaal. Moenie van my verwag om my tyd op te offer nie. Ek is 'n besige mens. Dis mos reeds vir ons betaal daar op Golgotha. Moenie van my verwag om 'n offer te bring nie. Ek is regtig te besig en ek het te veel ander gaatjies wat ek moet toestop. Die genade, dis genoeg. Ja, dit staan in die woord, maar in ag genome alles, dan besef 'n mens, die een kan nie 'n lieflingskind wees en 'n ander een 'n afskeepkind nie. Hulle albei hoort by mekaar en in my lewe moet dit gebalanseerd wees. Want my antwoord op God se genade is wat ek terugsit. En nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom goed en aanneemlik is. 'n Offer is 'n opoffering, 'n offerbrand. Ek kan nie naastenby opweeg teen die groot ontferming van God as ek dit durf sien as ek bietjie tyd oor het. Dan sal ek my offer kan bring. Dis nie 'n offer nie. 'n Offer is 'n opoffering. 'n Offer is moeite. 'n Offer vra van jou. Dit brand in jou. Soos wat dit moet brand as die lig skyn. Dit moet eers brand voor die lig kan skyn. Geloof en werke, genade en gehoorsaamheid. Hoor en doen, dit loop saam. Moenie die een terwille van die ander een afskeep en dink jy's op 'n goeie plek nie. Die wonderlike, geseënde, groot kerkhervormer Martin Luther het juis gesê, hy wat die Bybel reg verstaan weet, die twee loop naby mekaar. Die hele Romeinebrief se eerste 11 hoofstukke word gewy aan die groot ontferming van God. Van hoe God oor die eeue heen, sedert die tyd van Adam, Moses, Abraham, die rigters, die profete, na die mens toe gehinker het. Die mens opgesoek het in sy sonde verlorenheid. Die mens geroep het wat afgedwaal het, oor berge en deur dale, dit gedoen het tot die absolute hoogtepunt. Golgotha, Jesus aan die kruis. So groot is sy ontferming. Hy gee sy seun. So groot is die offer wat hy bring. Hy gee sy seun om daar aan die kruis vir ons sondes te betaal. En hier, na die 11 hoofstukke, hoofstuk 12, die eerste vers, nou dat julle dit alles gehoor het, nou dat julle dit al vir die hoeveelste keer gehoor het, antwoord met 'n offer. As daardie offer so groot is, dat hy dit nog altyd so gedoen het, omdat hy jou so lief het, en dit in 'n hoogtepunt verbrand, in pyn, aan 'n kruis, in sy seun, op Golgotha, hoe nie moet ek en jy bereid wees, om maar net 'n klein offer te bring, en onsself terug te gee. Dit wat God vir Abraham gespaar het, toe hy hom geroep het om sy seun Isak te offer, het hy vir homself nie gespaar nie. Hy het dit deurgevoer. So groot is sy ontferming teenoor ons. Sal ons dan nie daarop kan antwoord met 'n offer nie? Sal ons nie daarop kan antwoord om te sê, Here, hier is ek, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. As ons hier saam is in die erediens, dan word ons onder die klank van die woord van God geseën met sy genade. Maar genade vra gehoorsaamheid. Dit vra dat ons hier sal uitgaan en daar buite gelowiges sal wees wat van God getuig. Gaan met die blye boodskap. Dat ons nie net dit met tong en taal sal doen nie, maar in werklikheid
in hart sal doen, sodat dit in ons doen en late sigbaar sal wees. Ons kan nie net Sondag Christene wees nie. Ons moet dit elke keer, elke dag, van hier af verder neem. Nou is die kerk weer oop. Ons het die geleentheid om Sondag na Sondag, solank as dit in genade vir ons toegelaat word, weer onder die genadeklank van die evangeliewoord te kom. Maar, dan moet ons na buite uitgaan, en met ons doen en late, dit daar buite in die wêreld gaan demonstreer. Sou ons dit nie doen nie, mis ons die punt. Dan is dit net so goed, na die diens bly u hier sit. En u sit hier vir die hele week, om Sondag weer genade te kry. Nee, ons moet uitgaan, en die gehoorsaamheid gaan leef, en volgende Sondag weer terug wees, onder die genadige klank van die woord, sodat ons weer kan uitgaan, en daar buite van God kan getuig. Die geloof word hier sterk gemaak, sodat die werke daar buite daarvan kan getuig. Hier word die boom gesnoei en gevoed, sodat die vrug daar buite lofer in oormaat tot eer van die Here kan wees. Daar's 'n tweeling in ons lewe. 'n Tweeling as ons die Bybel reg verstaan. Durf nie een voortrek nie. Durf nie een afskeep nie. Hulle albei is kosbaar. Hulle albei is blou-oog kinders van die Here. Hou hulle albei in balans, al is hulle so verskillend. Hou hulle in balans, want sê die slimmes wat die Bybel verstaan, hierdie is dialektiek. Die twee partye moet in gesonde balans in ons lewens gehou word. Dis wat die dialektiek beteken. Kyk 'n mens na die een kant daarvan om die wonder hiervan te probeer verstaan, en 'n mens sou op die genade fokus wat ons as hervormers so goed kan doen, en dis ook reg, want dit is die belangrikste. Maar ook dan val ek myself in die rede, soos die dialektiek dit ook doen en sê, die een is nie belangriker as die ander een nie. Ek moet op die groot ontferming van God antwoord. Neem ek dan die genade? En ek sou vir u die vraag vra, wat kos jou verlossing jou? Dan moet u my antwoord, dis gratis, dit kos my niks. Dis reg. Maar neem ek die ander kant en ek vra vir u, kom ons lê die klem op die gehoorsaamheid, en ek vra vir u, wat kos ons redding ons? Dan moet u my antwoord, ek gee my lewe as heilige offer, wat aanneemlik is vir die Here. Dit kos my alles. Dit kos my lewe. Het jy jou lewe al gegee? Amen. Kom ons dank saam. Here, ons skiet ver te kort, ons bely dit. En ons vra u om ons te herskep, om u woord in ons te laat geld, om ons al meer te maak dit wat ons in Jesus Christus, o Here, veronderstel is om te wees. Ons getuig, soos wat ons dit ook in die skriflesing gelees het, die gelykenis aan die wêreld, dit is so maklik by ons te sien. Die konformasie met die tydsgees en die dinge. O Here, ons word so maklik van stryk gebring, op 'n spoor geplaas wat ons neem na ander weë. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Bring ons terug, bring ons nader. En laat dit vir ons die grootste eer en voorreg wees, o Vader, om offer vir u te kan wees. O Here, ons hou nie boek nie, ons wil nie. Ons wil nie tel wat ons durf waag in u naam nie. Help ons om so aan te hou kyk, om nuut te wees, om beeld te wees in hierdie wêreld van u seun Christus, en sodoende, o God, u behaag, en ook dan so in u spore te mag stap. Hou dit in ons lewe so, dat ons altyd, Here,
ook die kosbaarheid van die verstaan en die suiwer verstaan van die evangelie ter harte sal neem. Hoeveel mense word nie vandag op die dwaalspoor geneem, die Sabbat, ensovoorts, ensovoorts. O Here, U is op die Sondag vir ons uit die doodheid opgewek, die nuwe lewe in Jesus Christus, die ewige lewe het gekom. Laat ons ons geloof koester. Laat ons die suiwer evangelie, Here, soos fakkeldraers aanhou dra in U naam. Laat ons soos die kerk en saam met die kerk oor die eeue heen die suiwer leer aanhou bely en aanhou leef. Al lyk die ander dinge so aanloklik, al wil dit vir ons voorkom so rooskleurig, gee vir ons die visie van geloof, sodat ons die waarheid sal sien en U sal eer. Ontvang ons dan, Here, as heilige offers wat vir U aanneemlik is. Ons wil dit wees in Jesus Christus se naam en om sy ontwil alleen. Amen. Die genade van God ons Vader, die troue liefde van Jesus Christus, ons Verlosser, deur die genadevolle werking van die Heilige Gees, is by elkeen wat glo. Amen.